Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer. Goeiemôre Peer. Meneer van der Westhuizen. Ek sal weer meneer volgende. Gert, ons vra so op sosiale media so vinnig voordat by die koerant begin, wat is van die grootste nuusstories wat mense onthou? Is daar 'n nuusstorie wat vir jou uitstaan? Sjoe, daar's so baie nie. Ek probeer nou dink die wat ek self by was of die wat 'n mens net gesien het. Van die wat 'n mens net gesien het, 9/11 is seker groot, nee. Ja. En van die wat ek self by was, die tyd tussen 1990 en 1994, dit was ongelooflik om daai tyd verslag te doen. Ek was in Bophuthatswana daai tyd toe die mense daar ingeval het, die plek ingeval het en al die nonsens daar gebeur het en ons het die verkiesing gedek. Ek was daar toe Mandela ingehuldig is hier by die Unie gebou op 10 Mei 1994. Dit was nogal 'n baie lekker nuus gebeure om te doen. Jy weet, ek was by die Zimbabwe se verkiesing in 2000. Dit was nou minder lekker. Die Wêreldbeker in 95. Daar's so baie nie. Jo. Wat 'n mens by was, jy weet, en ja, dis moeilik. En selfs verlede jaar se verkiesing dink ek is 'n groot nuus gebeurtenis om te sien dat die ANC 17% sak nie. Niemand het dit ooit gedink. Dit sal gebeur nie. Dit sal gebeur nie. Dis baie moeilik, Jennifer. Ek weet nie, wat is julle grootste? Ek het gesê die tsunami in 2004 is iets wat my bybly en ek dink jy het ook gesê verkiesing in 94 was vir jou groot geweest. Maar ek dink vandag, jy weet, soos wat ons nou sommer begin ook met die koerante, moet mense ook dankbaar wees vir die vryheid van die media wat ons het in ons land en vir die joernaliste wat so hard werk en veg daarvoor. Dan is die vraag, kan die NVG en Departement van Justisie Suid-Afrikaners beskerm en vir ons veg? Nee, sê die DA, hulle gaan nou die parlement se portefeulje komitee oor justisie vra om bietjie te kyk na wat die NGV, hoekom hulle nie staatskapingsake suksesvol kan ondersoek nie. Dit volg nou nadat Ysma Gashuli se assistent van destyds Moradi Cholota se uitlewering aan die FSA nou nie volgens die reëls blykbaar gedoen is nie. Die hof sê so. Die NVG kan nou daarteen appeleer, maar daar's al hoeveel van die staatskapingsake wat hulle nie verder kon voer nie. En die DA is baie bekommerd daaroor met reg dink ek en ek dink van die ander partye ook. Ek dink MK het al uitgelaat en die EFF. Hierdie saak is baie moeilik om te vervolg. So jy moet doodseker maak van jou saak voor jy dit hof toe vat. En hier's nou al 'n hele paar sake wat uit deur die hof uitgegooi is en niemand word eintlik nog skuldig bevind nie. Almal gaan aan oor die staatskaping soos Glenys Breitenbach van die DA sê. Jy weet dit was iets wat gebeur het in hierdie donkerste tyd in ons geskiedenis en die mense wat ons beroof het, die skurke wat ons beroof het, en hulle loop vry rond. En baie van hulle sit in die parlement daar in 'n sekere party. Maar jy weet so dit is nogal baie belangrik dat hierdie goed oordentlik gedoen word dat dit. Jy weet, baie mense sê die nodige kundigheid ontbreek, die forensiese kundigheid ontbreek, dit is 'n baie skaars vaardigheid, en forensiese kundigheid is duur as jy dit moet inkry, maar dit is ek dink dit sal die mense ook net baie beter laat voel as korrupte skuldig bevind word. En dit sal miskien korrupsie ook help bekamp. Ek dink ons is moeg vir verskonings oor, dis te duur of ons weet nie hoe nie, of ons het per ongeluk dit gedoen. Ons is moeg vir daai verskonings. As jy in 'n posisie is waar jy jurisdiksie oor 'n land het, dan het jy nie verskonings nie. Dan moet jy alles reg doen. En ek dink is tyd dat ons forensiese kundigheid opskerp dan en ons ondersoek vermoë opskerp en dat ons dit reg doen. Ja, en baie mense kritiseer ook nou vir advokaat Shamila Batoyi wat nou die hoof van die NVG is. Jy weet baie partye het al gevra dat daarvan ontslaag geraak moet word. Jy weet mense sal ook nie altyd weet wat oral die redes vir alles is nie, want die Gupta uitlewering ek het nie so lekker vertroue dat dinge aan die ander kant reg gewerk het nie. Ek dink nie dis net onskuld gewees nie. Jy weet ons het regtig al die reëls daai tyd gevolg, maar die Verenigde Arabiese Emirate is maar ook, jy weet, op grys lyste en sulke goed gewees en daar's ook maar baie sprake van korrupsie daarso. So ja. Jy het altyd iemand anders ook nodig. Dit is it takes two to tango. Jy weet partykeer, maar nou ja, in Amerika, ek weet nie wat het hierdie keer verkeerd geloop presies alles nie, maar mense wil nie sulke goed sien gebeur nie. Jy weet ons het daarom vir die een prediker Bushiri was, wie sê wat ons uitgelewer gekry het. Dit het daarom gewerk, jy weet, maar nou het ons ook weer 'n ander saak en die ander een het nou ook nie geslaag nie, daar in die Oos-Kaap, jy weet, so mense wonder maar oor die goed. Ja. Maar Gert, dan beweeg ons aan na ons volgende storie toe. Waarheen is Floyd Shivambu op pad? Wat sê Julius Malema? Hy moes nie vir Bushiri gaan sien dit nie. Maar ek dink MK het maar net die hele tyd 'n verskoning gesoek om hom uit te skop. Julius Malema sê hy is nie bang vir Floyd in die parlement nie. Hy gaan niks met Floyd te doen nie in die parlement nie. Hy gaan nie eens met hom praat nie. Hy gaan nie met hom
Jy weet, hy gaan niks met hom te doen nie, maar daar's nou mense wat sê Floyd Shivambu kan nou MK bietjie in die parlement sterker maak, want MK is geweldig swak in die parlement. Ja. Dit is regtig, jy sien hulle nie eintlik nie. Hulle kom met klomp blawwe goed vorendag. Hulle wil nou weer 'n ding ingedien, hulle wil die grondwet hersien en onder meer artikel 25 van onteiening sonder vergoeding is hulle nou streng op. Hulle wil dit nou toegepas sien. Jy weet maar hulle doen baie swak in die parlement eintlik as 'n amptelike oppositie wat hulle nou is. Die EFF doen eintlik baie beter met hulle bydraes tot die komitees en hulle vra wat hulle vra. Jy weet ou soos Karl Neus, jy kan hom nou maar spot en alles, maar hy doen baie goeie werk met die verdedigingsportefeulje komitee. Hy het regtig baie skerp vra wat hy vra. En wat mense nie altyd kan antwoord nie, wat dit moet antwoord. Maar MK, jy weet, nou hoop hulle maar Floyd met sy ervaring as 'n EFF-lid van die parlement sal iets kan doen. Mense sê Floyd is baie skerp, jy weet. En Julius het 'n groot fout gemaak om hom uit te skop, maar nou ja, of om hom onwelkom te laat voel, maar dit was aan die begin af duidelik dat Floyd nie lank gaan hou by MK nie. Maar Gert, jy kan dan seker net maar sê Floyd is 'n politikus en meerderheid van die lede in die MK-party is nie noodwendig nie. Dit is 'n familiebesigheid. Dis mense wat enigiets anders gedoen het wat nie reg gekom het iewers nie en nou is ons almal saam in die MK-party. Ja, en klop staatskapertjies ook nie. Beweerde staatskapers. Baie mense sê dis maar 'n familiebesigheid en is 'n Zulu nasionalistiese party. Dis hoekom aan die plek vir Floyd is nie. Maar jy weet wat vir my verstommend is, daar was nie 'n verkiesingskonferensie nie. Zuma sê dis nie nodig om verkiesingskonferensies te hou nie. En daar was nou al 5 sekretaris-generaals as ek dit nie mis het nie. Hoeveel tesourier-generaals was daar nie al gewees nie. Jy weet, woepsaps, jy hoor nog hierdie ou is sekretaris-generaal en 2 dae later is hy nie meer sekretaris-generaal nie want Zuma het nou anders besluit. Jy weet, 'n party kan ook nie so werk nie. Dit lei tot chaos binne in 'n party. En dit gaan die party nog hard buite in 'n stadium, jy weet. Ek kan net nie meer dink wat gaan gebeur as Zuma in die dag nie daar is nie. Hoe gaan daar beklei word vir posisies nie? Dit gaan lelik raak. Gert, hoeveel het Paul Mashatile se internasionale reise ons gekos? Sedert Julie 2024 'n hele 7.9 miljoen rand. Ons adjunkpresident reis lekker hoor. In minder as 'n jaar. In minder as 'n jaar. Hy hou baie lank toesprake en reis baie lekker. Hy het 2.3 miljoen rand, meer as 2.3 miljoen rand spandeer vir 'n reis na Japan toe. Dit is nogal interessant om te sien die vlugte alleen het 613.000 rand gekos. En vervoer op die grond, dis nou seker maar taxi's en so aan, hulle gebruik seker nie Uber nie, het 410.000 rand gekos, 8.000 rand vir droogskoonmaak van klere en so aan en 51.000 rand vir etes. Maar die was hy daar vir 2 jaar? Nee, hy was net vir 'n rukkie daar. Mense hoop net maar daar kom voordele daar uit, jy weet, dat ons dalk 3 miljoen rand se handel of iets by kan kry, maar nou ja, dan was hy ook in Ierland en in Brittanje in Oktober 2024 dit baie meer gekos. Dit het oor die 5 miljoen rand gekos. Die akkommodasie in Londen alleen was 3,2 miljoen rand. Ja, ek kan dink hotelle in Londen is dit hang nou af hoe groot die afvaardiging is met 80 leiwagte en sekretarisse en mense wat sakke ronddra en so aan. Maar ja, dit is nou seker maar een van die dinge wat 'n mens moet aanvaar. Daar gaan baie geld aan buitelandse reise spandeer word. Mens hoop net dit lewer dividende. Dis wat ek nou wou vra. Een het ek ook gewonder oor die afvaardiging, hoeveel dae daar was, want jy moet ook nou kyk na die rand, pond, ek weet nie, wisselkoers en die yen ook. So ek sal ook wil sien of daar enige vrugte daarvan kom. En tot by watter mate regverdig ons dit? Ek dink ons moet ook in ag neem hoe baie Suid-Afrikaners sukkel, en so daar moet altyd 'n balans wees tussen waar is die land, ekonomies waar is die land en hoeveel gaan ons dan laat ons adjunkpresident kan spandeer op hierdie reise waar hy moet onderhandel en in Suid-Afrika se belange moet verteenwoordig. Veral as ons in die laaste kwartaal 0,1% gegroei. Jy sien die rede wat nou gegee word is omdat Amerika dit al hoe moeiliker lyk of dit moeiliker lyk om sake te doen met Amerika, gaan soek hulle nou ander markte waarvan Japan en Brittanje nogal belangrik is. So dis nou een van die redes wat daarvoor aangegee word. Kyk, mense moet seker maar altyd aanneem jou mense moet reis, jy weet jy moet kontak maak met die buiteland en jy moet daar wees en jy moet jou land se beeld poets daar in die buiteland. So mense hoop maar van die goed werk, maar ek is seker dit is onnodig duur. Daar kan 'n bietjie seker maar gesny word hier en daar en seker goed. Die grootte van die afvaardiging byvoorbeeld, die plekke waar jy bly, watter klas jy in die vliegtuig het, eerste klas of besigheidsklas of ekonomiese klas en sulke tipe van goed sal seker help. Vlieg volgens jou begroting. Ja, vlieg volgens jou begroting, ja. Dan Putin hy wonder oor die skietstilstand. Nie wonder nie. Hy weet presies wat hy wil doen. Nee, hy sê die skietstilstand net sodat die Oekraïne weer kan wapens byvoeg by hulle arsenaal. Hy het nou gister 75 minute lank met president Donald Trump oor die telefoon gepraat.
En Trump sê nou Putin wil wraak neem vir die aanvalle van Oekraïne. Nee, Oekraïne het hulle nogal geskok, dink ek, met die aanvalle op die vliegvelde en met daai brug wat hulle vernietig het met die onderwater plofstof. En natuurlik het Putin hulle nou terroriste genoem, jy weet. Hy het die land binnegeval, nou verset hulle, nou is hulle die terroriste en nie hy nie. Jy weet so, ek dink hy speel maar nog altyd hierdie speletjies. Ek dink nie hy gaan val vir enigiets nie. Ek dink hy soek nou weer 'n bietjie. Ek sien een ontleding sê hy wil nou weer hierdie slagofferstatus terugkry. Kyk, hulle het my aangeval om Trump aan sy kant te kry. En baie mense begin ook wonder, gaan dit om nou dwing om laat oorweeg om kernwapens te gebruik. Ek hoop daarom nie dit sal gebeur nie, maar die oorlog dink ek nie gaan opgelos word terwyl Putin daar is nie, regtig waar nie. Nee, want hy het ook onlangs gesê hy soek die 4 streke wat hulle geannekseer het. Oekraïne moet nou maar afstand doen van daai 4 streke en dis die enigste manier hoe hulle vorentoe kan gaan. En Zelensky het gesê maar ons gaan nie afstand doen van die 4 streke wat julle geannekseer het nie. Dis nie hele streke nie. So dis basies waarop neerkom. Hy soek daai, Zelensky gaan nie daar gee nie. En so intussen gaan ons nie 'n vredesoplossing hê nie. Maar gee van daai streke dan stuur jy die verkeerde boodskap weer uit, want mense het nou weer gesê dit is net soos Hitler in 1938. Jy vat hierdie ding, dan kyk jy wat doen die wêreld? Hulle doen niks, vat nog 'n plek. Wat doen die wêreld? Hulle doen niks, vat nog 'n plek. Jy weet, dit is die probleem wat jy nou sit met Putin. Jy kan nie mense toelaat om net te vat nie. Dit is nie hoe dit werk nie met geweld nie. Jy weet, die een oorlog wat Trump nou wel kan beëindig is die Gaza-oorlog, maar of die oorlog teen Gaza, maar nou het Amerika weer die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geveto wat gevra het vir onmiddellike skietstaking daarso. Daar gaan dit net so erg. En Amerika gebruik daai veto van hom elke keer. Rusland gebruik sy veto ook nou, maar jy weet, en dis hoekom van die ander lande in die wêreld sê ons moet nou 'n ander internasionale stelsel kry. Die VN is daar is 75 jaar gelede gestig of 80 jaar gelede gestig vir die probleme van destyds. Nou het ons ander probleme. Nou kan jy nie sekere lande toelaat om die wêreld te regeer net soos hulle goed dink nie. Maar nou ja, dit is 'n lang gesprek vir 'n ander dag daar seker. Gert, kom ons spring na die Chinese toerist wat gevaarlike swam in die VSA wou insmokkel. Ja, dis verskriklik. Die mense praat, ek sien nou van agroterrorisme. Jy weet, die swam wat hy ingesmokkel het is baie skadelik vir mens en dier. Jy weet, vir lewende hawe. Dan is dit 'n klomp goed soos, jy weet, dit kan plantmateriaal soos gars en haver en graan en sulke goeders ook beskadig, jy weet, en dit is nou vir my nogal taamlik interessant, jy weet, ek dink dit kan nogal 'n groot bedreiging wees, en dit wys jou net hoe mense wat grensbeheerposte beman, hoe hulle aandag moet wees, hulle moet vir alles uitkyk nie, hulle moet vir alles uitkyk, jy moet verskriklik skerp wees, en dit is eintlik verstommend om te sien wat 'n skade so iets kan aanrig nie. Ek sien Trump het nou gisterand besluit op 12 mense van 12 lande in die wêreld mag nou nie meer Amerika toe reis nie. Iran is onder hulle, maar China daarom nog nie, jy weet, maar ja, dis net verstommend dat wat 'n mens kan aanrig, wat 'n skade jy kan aanrig. Jy hoef nie meer 'n bom te hê nie, of jy hoef nie meer 'n vuurwapen te hê nie. Jy kan sulke groot skade en kyk hoe klein is dit. Ja, kyk hoe klein is dit nie. Kyk hoe klein is dit. En dis hoekom mense altyd, jy weet, dan wonder hulle mag hulle uit 'n sekere land uit 'n plant vat of hierdie ou plantjie soontoe vat of daai dingetjie soontoe. Dis gevaarlik om sulke goed te doen. Jy kan 'n land se ekologie nogal taamlik omkeer. En potensieel miljarde dollars kos aan hulle landbousektor. Ja, baie geld. Nou Gert, ek hou nie van hierdie ene nie, maar kom ons gesels nou maar die moontlikheid dat dalk sneeu kan wees in Gauteng hierdie week. Jy seker verkeerd hiermee. Nee, dis die weer mense wat dit sê, Pierre, ek voorspel niks meer nie, want al my voorspellings is anyway verkeerd. Maar nou ja, daar's sprake dat dit nou baie gaan kouer word. Daar's 'n paar koue fronte aan die kom glo, ernstige koue fronte. En daar kan sneeu verwag word in Gauteng, maar ek dink dit sal meer in Johannesburg as in Pretoria wees. Ek dink ons gaan net die koue kry, nie die mooi van die winter nie. Ons het net hierdie ou bruin koue winters, ons het nie die mooi wit winters so sekere plekke nie. Wanneer laas het dit in Johannesburg sneeu? 2023 dink ek. Dis onlangs. Ja. Dis 78 as dit beter. Ag wie. Ek was ook een keer daar toe dit gesneeu. Dis wonderlik as dit sneeu man. Dan raak dit so wit en hierdie vlokkies val daar op jou. Gert, ek stem saam met jou, maar knorpotjie langs my is nie baie pro die winter nie. Al probleem is nou net hierdie vroeg opstaan nie. Dit is nogal 'n probleempie as dit so koud is. Dit is nogal. Maar hierdie sê wanneer verwag julle in volgende week? Volgende week, ek nou nie presies gesien die dae nie.
2023 was wel die laaste keer wat dit gesneeu het, maar dit lyk my sal hier van maandag af peer wat dit gaan rof raak oor die naweek selfs nie. Ek staan nou nie maandag. Maandag 9 Junie. Ek gaan wel vir jou sê, as jy nog sê daar's 'n hittegolf op pad, dan sou ek nou so gevoel het. So ek is baie dankbaar oor die koue front. Ja, dis is nou jammer vir mense wat in die strate moet lewe en wat nie huise het nie, maar as jy nou 'n lekker kombers het om oor jou te trek of 'n duwyne, 'n gasverwarmpie, dan is dit alright in die winter. Gert, kom ons gesels gou vinnig oor die oulike olifant. Die oulike olifant, ja, dan in Thailand is dit naby by 'n winkel naby 'n reservaat waar olifante voorkom. Het hy by die winkel ingestap. Dit was maar stil die dag blykbaar in die winkel. En die man stap daar ingestap het. Toe hy daar instap en toe sy 'n bietjie lus vir 'n lekkertjie of twee. En hy het die yskas so 'n bietjie uit die pad uitgeskuif en ek dink hy 10 sakke lekkers geëet. Lyk my nie hy haal die papiere af nie, so hy eet dit Jy net so. Ja, ek weet nie, dit lyk my nie. Ja, maar hy het nie 'n duim en 'n wysvinger om die duim en 'n papiertjies af te wysvinger, trek. Hoe dan nou? Ja, dit is nogal interessant. Kyk, daar's die man besig om hom lekkers in te pak. En dit het nou 800 baht gekos glo. Ek weet nie en hulle geld ene die 10 sakke wat hy geëet het. Kyk, hy geniet homself. Hy geniet homself natuurlik, ja. Maar hy moes nogal moeite doen om daar in te kom. Ai, jene. Ag. Maar toe 'n organisasie wat hom besig hou met die jy weet die preservasie van olifante, dis nou 'n vieslike woord, die beskerming van olifante want hulle is bedreig daar in Thailand. Het toe die 800 baht vir die winkelier gaan gee vir die lekkers wat die olifant opgeëet. Ag, dis oulik. Ja, dis baie oulik. Ja, as 'n mens lus is vir ietsie soets dan ek weet my dan moet jy dan staan niks in jou pad. Jy moet verstaan, hy het 'n ordentlike soetant. In feite hy het 2. Ja, hy het 2. So 'n lang soetant. Hy het 'n baie lang soetant. En nou het hy ook die slurp om goedjies weg te skuif om by die lekkers uit te kom. En hy's groot genoeg dat niemand hom kan skrik maak nie. Jy sien dan. Dis ons nou dit doen Pierre, mense sê loop en dan skrik ons. Ja, neem almal van ons sweets. Ja. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie Jennifer. Dit is Gert van die Westhuizen, bly gerus ingeskakel net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.